Goeienaand geliefdes en hartlik welkom weer vanaand as deel van ons woensdaagaande biduur geleentheid. Ek moet eintlik sê welkom terug, want jy sal onthou dat ons verlede week nie in hierdie hoedanigheid saam kon stil word voor die Here nie en veral saam kon bid nie. Maar ons het die wonderlike voorreg gehad as gemeente en as gemeentes om saam te kon bid en saam te kon aanbid vir ons Pinksterdienste. Ons het saam met Dominee Sissel van der Merwe 'n Pinksterreeks kon vier en vanaand se biduur en die volgende paar weke se biduur is eintlik in aansluiting en reaksie op wat ons in Pinkster gehoor het oor die werking van die Gees en wat die Gees kom doen het onder ons as die kerk van ons Here Jesus Christus. So vir die volgende paar weke gaan ons baie spesifiek oor 'n paar brandsake, ernstige sake vir ons as 'n gemeente en vir die kerk oor die algemeen intens en intensief saam bid. Die eerste van hierdie sake sien jy daar op die skerm. Ons wil graag vir hierdie week, en dit sluit vanaand in en sluit ook ons persoonlike gebedstye en stiltetye in, maar ook komende Sondag se erediens, gaan ons graag bid vir verbondenheid. Verbondenheid natuurlik aan ons hoof en Here Jesus Christus, maar verbondenheid aan mekaar. En ons wil bid dat die Here in ons harte die vuur van saamwees wat die Heilige Gees aangesteek het, weer helder sal laat kom brand. Ons wil kom bid dat die Here die betrokkenheid by sy gemeentes en sy gemeente weer sal opwakker onder ons as gemeentelede. Ons is immers die kerk. Dit gaan nie net oor die gebou nie, dit gaan nie net oor wat daar gebeur nie, maar dit gaan oor ons. En ons betrokkenheid by die koninkrykswerk, wat die kerk opgelê word. Ons het dit gehoor in Pinkstertyd. So ons wil graag bid dat die Here ons weer aktief en entoesiasties sal maak oor kerkwees. Daarmee saam het die Here vir sy kerk die ampte gegee. Die ampte van diaken, ouderling en ja, ook leraars. En die Here wil graag, glo ons en bid ons, dat hierdie ampte sy gemeente sal dien. Daarvoor moet ons as geroepenes, as amptdraers, hand opsteek. Nie net wanneer ons die eerste keer geroep word tot hierdie besonderse, bevoorregte taak nie, en diens nie, maar elke dag weer met entoesiasme opstaan om te dien in die koninkryk van die Here. So, ons gaan vanaand 'n bietjie daaroor gesels onder hierdie tema geesgedrewe verbondenheid. En vir ons teksgedeelte gaan ons na die heel eerste gemeente toe. In Handelinge hoofstuk 2. Daar in Handelinge hoofstuk 2 lees ons die bekende gedeelte vanaf die 42ste vers oor hoe hierdie gemeente vergader het en hoe hulle gelyk het en wat hulle gedoen het. Ons lees daar. Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, dis die eerste gelowiges. Hulle het bly volhard in dit wat die apostels oorgedra het, wat hulle van Jesus ontvang het, soos wat hulle opdrag van Jesus ook uitgevoer het, dat hulle bly teruggaan na daardie oorspronklike waarhede toe. Hulle het volhard daarin en hulle het in die verbondenheid met mekaar gebly. Verbondenheid. Hulle het in die breek van die brood, die deel en die geniet van die sakramente en in gebede bly volhard. Nou, hierdie gebedsuur of biduur is maar 'n klein deeltjie van wat ons opgeroep word as gemeente om van gebed te maak. Ons moet gekenmerk word as biddende ledemate en lidmate van
die kerk van ons Here Jesus Christus. Dit is in gebed wat ons verbondenheid met hom en met mekaar versterk word. Dit is in gebed wat die Here ons herinner aan ons roeping. Ons herinner dat ons gestuur is. Ons herinner dat ons hom en mekaar nodig het om as 'n kerk te kan funksioneer. Almal is met ontzag vervul, lees ons in die 43ste vers. En baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Al die gelowiges was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Niemand het gebrek gely nie. Hulle het eensgesind volhard, hoor ons weer, om die tempelterrein daagliks te besoek. Hulle het nie die samekoms van die heiliges versuim nie. Daagliks het hulle na die tempelterrein toe gegaan. Hulle het aan huis die brood gebreek, gemeenskaplike maaltye gehad, natuurlik ook die sakramente gevier, en hulle maaltye met uitbundige blydskap en opregte harte. Eenvoudig, in alle eenvoud, sê van die ander vertalings, geniet en gevier. Hulle het God geprys. Vir kerk, vir wat hulle kon doen, wat hulle geroep was om te doen, wat hulle gestuur was om te doen, wat hy vir hulle gedoen het, en wat hy besig was om te doen in hulle en deur hulle, deur die werk van sy Gees. Hulle het God bly prys, en die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het daagliks verlostes by hulle getal bygevoeg. Amen. Geliefdes, ek wil vanaand so 'n bietjie spoed aansit en 5 primêre sake uit hierdie gedeelte rondom ons gebedstema uitleg. Die eerste van hierdie sake is dat die Heilige Gees kom skep 'n nuwe honger in die gelowiges vir gemeenskap. Nou, na die uitstorting van die Heilige Gees sien ons hier in die gemeente in Handelinge dat hier 'n merkwaardige verskynsel plaasvind van 'n behoefte onder die lidmate en lede van hierdie gemeente om samesyn te geniet, om by mekaar te wees, om saam te aanbid, om saam te leer, om saam te eet, samesyn. Dis 'n kenteken van die wat die Gees roep, soos ons gehoor het, kies, die wat die Gees toerus, die wat die Gees herinner dat ons gereinig is. Dis 'n kenteken van hoe ons moet lyk. Dis ons honger na by die liggaam wees, maak ons anders as die res van die wêreld. Wat individualisties, eie eer en selfsugtig, eie roem en rykdom nastreef. Ons het gehoor dat hierdie eerste gelowiges nie waarde geheg het aan daai goed nie. Hulle het hulle eiendom verkoop en almal het gelyk gehad. Hulle bywoning aan hierdie aanbiddingsgeleenthede, ons sou kon sê kerkbywoning, was vir hulle nie net iets wat hulle elke week van hulle kalender wou aftik en hulle gewete streel dat hulle daarom by die kerk was. Dit was hulle lewenswyse. Dit was hulle leefstyl. Dit was wie hulle gekenmerk het. Hulle gekenmerk het as gelowiges. Die Heilige Gees is immers die een wat ons uit isolasie uit gaan haal en ons kom vasbind aan hierdie liggaam, waar ons 'n rol het, waar ons doel het, waar ons 'n plek het, waar ons 'n familie het ons gehoor. Wanneer ons die eredienste en die samekomste van die heiliges versuim, dan demp ons die vuur van die Heilige Gees. Dan demp ons die geesdrif en die Gees wat
ons eintlik wil motiveer en aanspoor om saam te werk tot die eer van die Here, tot die doel van sy kerkbou, tot die doel van sy koninkryk laat kom. As ons nie by mekaar kom en met 'n brandende begeerte daarna streef nie, waarmee is ons besig? Waarmee is ons andersins besig as gelowiges? Anders as om ons eie eer, ons eie regverdigheid, ons eie roem en rykdom te soek. En ons nie verlossing daarin nie. Die Gees oortuig ons dat ons mekaar nodig het. Die oog is nie die oor nie, is nie die hand nie, is nie die voet nie. Ons het mekaar nodig om ons doel hier op aarde te kan bereik. Die tweede gedagte uit hierdie bekende gedeelte. Ons dink dikwels aan ons betrokkenheid by die gemeente as 'n vrywillige werk. En 'n bodem nogal 'n vrywillige werk wat ons eintlik 'n klop op die skouer voor nodig het. Iemand moet ons sien en iemand moet merk dat ons daarom kerk toe kom. Pinkster getuig daarvan. En Pinkster wil ons leer dat betrokkenheid by die gemeente is ons offer. Dis wat ons het om te bring. Wat het ons anders? Ons het niks anders om te bring as om hier te wees nie. As om ons deel hier te kom doen as deel van die liggaam nie. As 'n lidmaat nie betrokke is by die kerk nie, dan ontbreek daar nie net iets in sy en haar geestelike lewe en verstaan van wat ons oproep en ons opdrag as gelowiges is nie, maar daar ontbreek by die ander. Daar ontbreek by die ander ledemate. Jy is nodig, gelowige, om jou rol, jou gawes hier in die gemeente te kom aanbied. Die Heilige Gees het jou nie toegerus en bemagtig vir jou eie eer en vir jou eie onthaalwe nie. Die Heilige Gees gee ons vir mekaar sodat ons uiteindelik die Here beter kan dien. Aktiewe betrokkenheid is die daad van gesamentlike aanbidding. Aktiewe betrokkenheid beteken dat ons kan aanbid soos wat ons veronderstel is om te doen. Dit is 'n manier vir die Heilige Gees om vir die Heilige Gees te sê wat U vir ons gegee het in terme van ons gawes, in terme van ons talente, wat U in ons belê het, dit wil ons graag teruggee. Met rente. Ons wil graag teruggee, sodat hierdie skepping en hierdie gemeente kan floreer. Die derde gedagte uit hierdie spesifieke gedeelte, en ons het dit gehoor in Handelinge se woorde ook, dat die rentmeesters, die bestuurders, die apostels, soos hulle genoem is in hierdie gedeelte, hulle is gekies en toegerus met hulle besonderse ampte, soos wat die kerkraad, die diakens en ouderlinge toegerus word en gegee word 'n gawe om juis op te bou, juis te dien, juis te help. Hulle is die instrumente wat God kies en roep en reinig en toerus om sy werk te doen. Dis 'n voorreg vir ons gelowiges. Dis nie 'n moeisame ding en moenie wees vir ons
om die Here te dien nie. Ons disippelskap, ons dissipline as medewerkers in die koninkryk van Christus moet vir ons net vreugde bring. Dit moet vir ons 'n vreugde wees, selfs wanneer ons ly. Selfs wanneer dit vir ons sleg is, dan juis weerspieël ons iets van wat Christus vir ons kom doen het. Handelinge 6 gee vir ons 'n baie mooi voorbeeld van wat dit beteken het om as 'n diaken gekies te wees, as 'n kerkraadslid in ons terme gekies te wees. Dit was nie vir en uit hulle eie vermoë of hulle vernuf of enige van daai goed wat die eerste kerkraadslede die amp opgelê is nie. Dis omdat hulle in geestelike dissipline, vol van die Heilige Gees, met goddelike wysheid, met ander woorde, soekend na die wil van die Here geleef het. Vir ons as kerkraadslede, en vir aspirant kerkraadslede, en vir die van ons wat dalk graag eendag weer wil dien, moet hierdie 'n bemoedigende realiteit word. Dit moet 'n herinnering word dat die stem van die Heilige Gees kom as 'n fluistering na ons toe. En ons moet dit onderskei tussen die geraas van die wêreld. En ons werk is om daardie onderskeid van die fluistering wat ons roep, wat ons stuur, om dit te gaan uitdra. Want dis vir ons gefluister, dis vir ons gegee. Ek kan nie hoor wat die Here vir jou as 'n amptsdraer, as 'n lidmaat met 'n gawe gegee het, gefluister het, om te gaan doen nie. Maar jy kan dit uitleef. Jy kan dit wys. Jy kan dit tentoonstel vir die opbou van die kerk, die uitbou van die koninkryk in God se eer. Wanneer die leierskap, en dan praat ons van aardse, wêreldse, menslike leierskap van die kerk. Daar's net een hoof van die kerk en dis Jesus Christus, maar hy kies ons as amptsdraers, so in daai sin leierskap. Want die leierskap van die Gees, of van die kerk, gehoorsaam aan die Gees leef, en gehoorsaam aan die Gees optree, dan maak dit, vorm dit strukture en kanale waardeur die genade van God na die wêreld toe kan gaan. En dink daaraan in terme van ons dienswerk in die koninkryk. Wat die kommissies besluit, wat die kommissies hoor by die Here en die take wat hulle opneem. Al daai goed is kanale waardeur die Here se genade na die wêreld toe kan gaan. Nie net na die gemeente nie. Dis 'n wonderlike, besonderse eer wat ons het. Die vierde gedagte. Die Gees verander ons, van toeskouers na deelnemers. Geliefdes, wanneer die Heilige Gees in ons harte begin werk, dan vind daar 'n transformasie plaas. Ons, wat eens dalk passiewe toeskouers was, wat gemaklik was om net te kyk en te luister, kan nie meer stil sit nie. Dis hoe ons weer die Heilige Gees werk in ons. Ons kry hierdie brandende gevoel van ons wil iets doen, ons wil iets teruggee. Telke male wanneer iemand tot bekering kom, dan is dit die eerste ding wat in sy lewe gebeur. Hy wil terugkom om te kom dien. Daai diensbaarheid word baie keer gedemp, word baie keer met koue water gegooi. Maar ons almal wat geroep is as gelowiges, moet weer daardie gevoel herontdek. Moet weer in ons toewyding aan Bybelstudie, aan gebed, onthou, die Here het ons geroep, die Here het ons gekies en ons gestuur. Dit moet ons opgewonde maak. Nou, ongelukkig is dit so, dat in meeste gemeentes sit ons maar met daai bekende 80-20 beginsel, waar 20% van die mense 80% van die werk doen. Maar wanneer die Heilige Gees in 'n gemeente begin werk, dan kom herbalanseer hy, herstel hy, restoreer hy
ons na ons oorspronklike taak toe. Nie net dat dit 'n 50-50 ding word nie, maar dat ons eintlik as dienswerkers, as disippels, as gestuurdes, ons dienswerk 20-80 doen. Omgekeerd. Dat daar meer mense betrokke raak en kleiner werkies doen, maar daai kleiner taakies, eenvoudige taakies, maak dat een nie uitgeput word nie. Dat een nie oormoeg raak nie. En dat die werk van die gemeente met vreugde en toewyding kan voortgaan. Maar dat die Gees in ons begin werk, dan sien ons ook nie meer ons vergaderings en die take wat ons daar hoor en opgelê word as dit nie. Ons sien dit nie meer as werk nie. Ons sien dit as geleenthede vir aanbidding. Geleenthede om my diensbeurt en my dienswerk in die Here se kerk tot sy eer te kan doen. En hy sien dit en hy beloon dit. Ek moet klaarmaak. Geliefdes, die laaste gedagte wat ek vanaand wil deel. Die Gees is die vrug. Hy bring die vrug van 'n lewendige gemeente. Die gevolg van die Gees wat in 'n gemeente die leiding neem, deur die woord, deur die ampte, deur dit wat ons vanaand gehoor het, is dat die kerk in Handelinge, soos ons gehoor het, weer sy oorspronklike doel, ons kerk, weer sy oorspronklike doel, soos die kerk in Handelinge ontdek. En dan voeg die Here mense daarby, nie deur foefies en projekte en allerhande sulke dinge te loods om mense te kerk toe te bring nie, maar eenvoudig omdat die aangename geur van Christus se liggaam, wat hier by ons optrek, mense lok. As ons doen wat ons moet doen, as ons leef soos ons moet leef, as ons aanbid soos wat die Here van ons vra, as ons saamwerk, dan kom hulle. Dan kom die verlorenes. Dan kom die verdwaaldes. Dan voeg die Here hulle self tot sy liggaam by. Jy sien, wanneer ons as 'n gemeente so leef, betrokke is, teenwoordig is, dan word ons dienswerk 'n getuienis. En getuienis verheerlik die Here. Hierdie tipe getuienis verheerlik die Here. En die Here seën dit. Mag ons in hierdie week onthou, die Gees maak ons die gemeenskap wat ons moet wees. Die Gees wil hê, ons moet vrywilliglik ons betrokkenheid by sy liggaam kom toevoeg. Die Gees gee vir ons die instrumente en maak ons die instrumente wat die Here verheerlik. Die Gees verander ons van mense wat eens passief as toeskouers gestaan het, as aktiewe deelnemers in die koninkryk van God. En deur die werk van die Gees kan ons die lewende, getuigende gemeente wees, wat die Here ons geroep het om te wees. Amen. Ons gaan saam bid vanaand, geliefdes, maar ons gaan ook vir 'n paar spesifieke sake saam bid, soos wat ons gebruik is, en daar is die sake op die bord. In die eerste plek gaan ons bid vir persoonlike groei, vir geloofsgroei, en dat ons geloof weer versterk sal word, vir herstel waar dit nodig is, dan praat ons van fisies en psigies, ons dink aan die wat siek is,
En ons vra vir toewyding, hertoewyding aan ons roeping as 'n gemeente. Ons bid vir ons gemeente. Ons bid dat veral in hierdie tyd, wanneer die koue ons dalk weghou van die kerk af, dat ons sal onthou wat die Here vir ons vra, wat die Here vir ons sê, wat die Here vir ons gedoen het, om 'n gemeente te kan hê, om by aan te sluit. Mag ons onsself weer tot hierdie gemeente toevoeg. Mag ons betrokkenheid opgeskerp word. Mag die Heilige Gees die moegheid en die prioriteite wat dalk verkeerd gelê word, mag hy dit herstel. Mag ons onverskilligheid om weg te bly van die eredienste af, mag ons daarvan gestroop word. Ons vra dat die Here ons ook sal toerus en wys wat ons onderskeie gawes is, en dat hy ons sal inspireer om dit te gaan aanwend in die koninkryk. Sodat ons nie net betrokke sal wees in die erediens nie, maar betrokke sal wees in die dienswerk van die gemeente. By die kommissies, by die kerkraad. Daar waar die Heilige Gees vir ons wys, ons gawes kan en moet gebruik. Ons bid vir ons kerkraad en ons kommissies, vir wysheid en vir leiding en vir insig. En ons vra dat die Here ons ook sal help om in moeilike omstandighede reg oor die wêreld, veral in die kerk, die regte woorde te hoor wat hy vir ons gee, en die regte getuienis dan te gaan uitleef hier in Secunda en waar ons onsself bevind as 'n gemeente. En dan laastens bid ons dat die Here ook, as dit sy wil is, ons sal help en ons sal lei, dat ons sy koninkryk sal laat kom hier by ons. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, Here, ons is dankbaar dat U ons gekies het, geroep het, dat U ons herstel het en gerestoreer het as lidmate en ledemate van U liggaam. Ons is dankbaar, Heer, dat U ons 'n gemeente gee om van deel te wees. Dat U ons as 'n gemeente bymekaar bring om te dien. En dat U ons toerus met alles wat ons nodig het om dit te doen. Here, ons is ook dankbaar dat U vir ons 'n kerkraad gee, ampte gee, wat help om ons ook te rig en te lei, om ons roeping te ken en uit te leef. Ons is dankbaar, Here, dat ons gestuurdes en getuies kan wees, wat leef tot U eer. Ons vra, Here, sal U ons inspireer om veral oor hierdie volgende paar weke onsself te recommit, weer toe te wy aan ons roeping as ledemate van die kerk. Mag wat ons dink en sê en doen, en hoe ons aanbid, en hoe ons dien, mag dit strek tot U eer, in Jesus se naam. Amen.